Goeiedag luisteraars. Dit is vir my 'n voorreg om vandag saam met julle te kuier en vir julle die boodskap te bring vandag. Die tema van my boodskap vandag is: God se oë sien vrugbaarheid in wat ons sien as oordeel. Ek wil begin deur vir ons te lees uit Jeremia 24 uit en ek lees sommer vanaf vers 1. Koning Jonaghan van Juda was die seun van Jonakim. Koning Nebukadneser van Babel het hom in ballingskap weggevoer. Hy het saam met die koning ook die leiers van Juda, die ambagsmanne en ander opgeleide persone uit Jerusalem na Babel toe gebring. Nadat dit gebeur het die Here vir my 'n visie laat sien van 2 mandjies met vye wat voor die tempel van die Here staan. In een van die mandjies was daar vars, ryp vye. Die vye in die ander mandjie was sleg, so sleg dat geen mens dit kon eet nie. Die Here vra toe vir my: "Wat sien jy, Jeremia?" En ek het geantwoord: "Ek sien vye. Sommige van die vye is baie goed, terwyl ander so sleg is dat 'n mens dit nie kan eet nie." Die Here het toe vir my hierdie boodskap gegee. Die Here, die God van Israel sê: "Die goeie vye verteenwoordig die ballinge wat ek uit Juda na die land van die Babiloniërs gestuur het. Ek sal 'n oog oor hulle hou en kyk dat dit met hulle goed gaan. Ek sal hulle weer na hierdie land toe terug laat kom. Ek sal hulle herstel en nie weer afbreek nie. Ek sal hulle nie ontwortel nie, maar hulle plant. Ek sal hulle 'n ingesteldheid gee om my weer as die Here te ag. Hulle sal weer as my eie mense wees en ek sal vir hulle 'n God wees. Hulle sal my weer heelhartig dien. Soos die slegte vye wat so sleg is dat niemand dit kan eet nie, sê die Here. So is koning Sedekja van Juda en sy leiers en die res van die mense van Jerusalem wat in die land agtergebly het en die wat in Egipte woon. Ek behandel hulle soos vye wat te vrot is om te eet." Jeremia ontvang 'n visioen net na die eerste golf van ballingskap. Dit is so ongeveer 597 jaar voor Christus. En hy sien 2 mandjies wat voor die tempel staan. En die een mandjie het goeie vye in en die ander mandjie het slegte vye in. God wys hier vir Jeremia deur 'n profetiese lens hoe hy hierdie situasie sien. Nie net wat gebeur het met hulle nie, maar ook wat dit beteken. En dan sien ons, dit begin met een mandjie wat vol goeie vye is, die ballinge. En dit is ironies dat 'n mens sou dink dat die mense wat weggevoer is, sekerlik die met die meeste sonde moes wees. Maar God wys hier dat die mense wat weggevoer is na Babel, beskryf hy as die goeie vye. En God sê, ek sal hulle met guns aankyk in die land van die Galdeërs. Hulle is nie verwerp nie. Hulle is bewaar vir God om te herstel. En ek laat my dink aan Romeine 8 vers 28. God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom lief het. En dan sien ons die ander mandjie, die een met die slegte vye, diegene wat agtergebly het. Die koning Sedekja en die volk wat agtergebly het in Jerusalem word as sleg beskryf. Hulle het die uiterlike van godsdienstigheid, maar hulle harte is verhard. En God sê, ek sal hulle tot 'n verskrikking maak, tot 'n vloek. En ek wil verwys na 2 Timoteus 3 vers 5 wat sê, hulle die uiterlike skyn van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon. En dit bring by my die dringendheid om die vraag vir myself te vra, hoe lyk jou vrug? Is jy die mandjie van gehoorsaamheid of van selfregverdiging? Maar ek wil terugkom by die goeie mandjie, God se volk. God se oë sien anders.
Hy sien hierdie ballingskap as genade. God se perspektief is nie menslik nie. Die volk het gedink, die ballingskap is oordeel, maar God sê dit is beskerming. Die volk van Juda het hierdie ballingskap gesien as 'n vloek, 'n teken dat God hulle verlaat het. Maar Jeremia 24 wys vir ons dat God anders kyk. Waar mense net verlies sien God voorbereiding. Waar mense oordeel vermoed, beplan God herstel. Jesaja 55 vers 8 sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie. Dink vir 'n oomblik aan 'n chirurg se mes. Dit sny, dit maak seer. Maar dit is nie 'n vernietiging nie, dit is 'n herstel. En so sien God hierdie ballingskap, 'n pynlike snit wat lewe bring. God sê hy sien met guns op die ballinge. Nie omdat hulle sterk is nie, maar omdat hy 'n plan het. Die goeie vye is nie perfek nie, maar hulle is sag genoeg om gevorm te word. Psalm 34 vers 18 sê, die Here is naby die gebrokenes van hart. En dan sien ons dat hierdie ballingskap is nie die einde nie. Die Here sê, ek sal hulle terugbring na hierdie land. Ek sal hulle opbou en nie afbreek nie. God se plan vir die ballinge is nie om hulle te verwerp nie, maar om hulle te bewaar. Hy gebruik Babel as 'n kwekery, 'n plek waar die wortels dieper groei, waar die volk leer om hom te leer ken. Hebreërs 12 vers 11 sê, tugtiging is op die oomblik nie 'n vreugde nie, maar later bring dit 'n vredevolle vrug van geregtigheid. Dink vir 'n oomblik aan 'n wingerd wat gesnoei word. Die takke word afgebreek, die plant lyk kaal, maar die snoei bring meer vrugte. Ballingskap hier is God se snoeiwerk. Johannes 15 vers 2 sê, elke loot wat vrug dra, snoei hy, sodat dit meer vrug kan dra. God beloof, ek sal opbou, nie net fisies nie, maar ook geestelik. Ek sal hulle plant, nie net terugbring nie, maar vestig. Ek sal hulle 'n hart gee om my te ken. Nie net herstel nie, maar vernuwe. Ek vra vandag aan almal, hoe sien jy jou pyn? Is daar dele in jou lewe waar jy weggevoer voel? Voel jy afgesny, ver van God se beloftes af? Jeremia 24 roep ons om te vra, Here, hoe sien U hierdie situasie? En dit laat my dink aan God as die pottebakker. Hy vorm ons in die vuur van ballingskap, nie om ons te breek nie, maar om ons bruikbaar te maak. Romeine 5 vers 3 sê, ons roem ook in die verdrukking, want verdrukking bring volharding. En dit bring my dan by die volgende punt, die verbondshart van God. Hy wil vir sy volk 'n nuwe hart gee. In vers 7 sê dit, ek sal vir hulle 'n nuwe hart gee om my te ken, dat hulle my volk kan wees en ek hulle God kan wees, want hulle sal met hulle hele hart na my terugkeer. En hierdie frase is die hartklop van die Bybel. Ons sien dit van Genesis tot Openbaring. Dis die taal van verbond, van verhouding, van trou. Ons hoor hier hoe God se diep verlange is nie net om sy volk te red nie, maar om hulle harte te wen. En ons sien dit in Eksodus 6 vers 7. Ek sal julle as my volk aanneem, en ek sal vir julle 'n God wees.
En dan sien ons dit in Openbaring 21 vers 3. Kyk, die tent van God is by die mense, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees. Dink vir 'n oomblik aan 'n bruidegom, wat nie net sy bruid wil red van gevaar nie, maar haar hart wil wen vir 'n lewenslange verbintenis. God se doel is nie net om ons uit ballingskap te bring nie, maar hy wil ook 'n verhouding met ons hê. Hy gee vir ons die belofte van 'n nuwe hart. Die probleem van Juda was nie net politieke onstabiliteit nie, dit was 'n hartprobleem. Hulle het God met hulle lippe geëer, maar hulle harte was ver van hom af. God se oplossing is nie net 'n uiterlike hervorming nie, maar 'n innerlike transformasie. Esegiel 36 sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. Hebreërs 8 vers 10 sê, ek sal my wette in julle verstand gee en dit op julle harte skrywe. God is nie net 'n pottebaker wat die klei vorm nie. Hy is ook die hartchirurg wat die kliphart uithaal en 'n sagte hart van vlees gee. En hierdie nuwe hart is 'n hart wat God ken. Nie net weet van hom nie, maar hom intiem ken. 'n Hart wat terugkeer. 'n Ware bekering is nie net trane nie. Dis transformasie, iets wat verander. Hy gee 'n hart wat behoort. Hy sê, hulle sal my volk wees en ek hulle God. Wanneer God vir ons 'n nuwe hart gee, verander alles. Aanbidding word eg en vrywillig. Gehoorsaamheid vloei uit liefde, nie uit vrees nie. Gemeenskap met God word herstel en sending word natuurlik. Mense met nuwe harte dra die geur van Christus. Soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Galasiërs 4 vers 6 sê, omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, wat roep, Abba Vader. En dan kom ons by die slotsom, dat die goeie vye is nie net vir hulle self nie. Hulle is die saad van 'n toekomstige herstel. Uit die ballinge kom profete, leiers en 'n herleefde volk. Die mandjie van hoop is die begin van vermenigvuldiging. Soos Jesaja 6 vers 13, soos 'n stomp van 'n boom. Die heilige saad is sy stomp. Johannes 12 vers 24, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, bring dit baie vrug voort. En die vraag is, waar is jou mandjie van hoop? En wie is besig om dit te dra, te vorm en te bewaar vir God se doel? Hierdie roeping om vrugbare vye te wees in 'n gebroke wêreld, plaas ook 'n verpligting op ons. Hierdie ballinge het nie gekies om weggevoer te word nie, maar hulle het gekies om God se hand daarin te herken. Jeremia 29 vers 7, soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het, want in sy vrede sal julle vrede hê. Om ballingskap te aanvaar is om te sê, Here, ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou u vormende hand. Ons genesing begin nie met die herstel van omstandighede nie, maar met vernuwing van die hart. Soos wat Jeremia 24 vers 7 sê, ek het vir julle 'n nuwe hart gegee om my te dien. Die goeie vye word nie net
bewaar nie, hulle word verander. Hosea 6 vers 1 tot 2, kom laat ons teruggaan na die Here, hy sal ons genees. Dis soos 'n wond wat eers oopgemaak word, voordat dit kan genees. So werk God in ballingskap. Hy bring die waarheid na vore toe, sodat die hart gesond kan word. Hierdie ballinge was nie net passiewe ontvangers van genade nie. Hulle is die draers van God se herstelplan. Uit hulle uitkom leiers soos Daniël, Esra, Nehemia. Hulle word die saad van 'n nuwe volk. Jou genesing is nie net vir jou nie. Dit is vir jou gemeenskap, vir jou kerk en vir die nasies. Die goeie vye is nie net bewaar nie. Hulle word geplant, opgebou en gestuur. Die mandjie van hoop word 'n mandjie van sending. Die volk met 'n nuwe hart word 'n volk met 'n nuwe roeping. 2 Korintiërs 1 vers 4 sê, hy troos ons in al ons verdrukking, sodat ons die troos wat in verdrukking is. Dink aan 'n brood wat gebreek word om ander te voed. So word ons lewens gebreek en genees, sodat ons ander kan gaan bedien. Om ballingskap te aanvaar, is om jouself op die altaar te plaas. Genesing is die vuur van God se teenwoordigheid. Herstel is die opstanding. En die roeping is om ander te help wat jy gevind het. Romeine 12 vers 1 sê, stel julle liggame as 'n lewende offer. Kom ons bid. Hemelse Vader, U is die God wat sien, selfs in ballingskap, selfs in gebrokenheid. U oë onderskei tussen wat goed is en wat sleg is, en nie volgens menslike standaarde nie, maar volgens U hart. Ek kom vandag na U toe, nie met volmaaktheid nie, maar met oorgawe. Ek aanvaar die seisoen waarin U my geplaas het. Selfs as dit donker is, selfs as dit pynlik is, kies ek om U hand daarin te erken. Ek aanvaar U snoeiing, U vorming, U stilte, U stem. Here, genees my hart. Maak my sag soos goeie vye, ontvanklik vir die Gees, oop vir U waarheid. Verwyder die kliphart en gee my 'n hart wat U ken, wat U liefhet en wat U gehoorsaam. Ek vra nie net vir herstel nie, ek vra vir 'n roeping. Stuur my, Here. Stuur my na die gebrokenes, na die ballinge, na die wat hoop verloor het. Laat my lewe 'n mandjie van hoop wees, 'n plek waar ander U goedheid kan proe. Laat my wonde nie net littekens wees nie, maar getuienisse van genade. Ek is beskikbaar. Ek is gereed. Ek is U kind. In die naam van Jesus Christus. Amen.